Goeiemôre luisteraars. Dit is vir ons lekker om weer te gesels met Dr. Roelie van der Spy oor sy praatjie lig op die skrif. Goeiemôre Roelie. Môre Willem, môre luisteraars. Ja, lekker om weer bietjie saam te gesels. Dit is weer 'n interessante tema. Ons is so pas deur uh, die die tye van die jaar wat betref, jy weet, ons het Goeie Vrydag gehad, Hemelvaart of dan opstanding Sondag, dan Hemelvaart en ook Paas, ag Pinkster. die uitstorting van die Heilige Gees wat ons herdenk het met Pinksterfees. Maar vanmôre praat jy oor 'n tweede Paasfees. Is dat nie net een Paasfees nie? Ja, ja luisteraars, dit het my interessant was vir my baie interessant, dit het my nogal getref toe ek agterkom daar's 'n tweede Paasfees. Ek weet nie of jy geweet het daar's 'n tweede Paasfees nie. Soos Willem so pas gesê het, nê, die fees van die ongesuurde brode en die Paasfees en die fees vir die eerstelinge is eintlik een groot fees. Dis ons Paasnaweek, daardie 3-in-1 feeste. En dan 50 dae later, soos op my vorige praatjie, het ek gesê 50 dae later is dan die fees van die weke in die Ou Testament wat dan in die Nuwe Testament die fees van die 50ste dag geword het, Pinksterfees, wat ons sopas gevier het. Maar toe kom ek nou op hierdie verwysing na die tweede Paasfees af. So, hoe en waar werk dit? Het jy geweet daar's 'n tweede Paasfees? Jy weet Roelie, toe jy dit nou aankondig of vir my sê, toe dink ek dink daar iets erns wil so iets my herinner, maar mens dink nie konkreet oor sulke goed partykeer nie. Jy weet, mens lees net daaroor. Ja. En ek wil sommer ook sê, dit was so interessant, jy weet, om te besef dat 'n Pinkster wat ons nou verby is, die Engels herinner hy mens eintlik makliker daaraan want dis Pente, Pentecostal Ja, is die Pentekoste. tyd en Penta is 5 of 50 dan. So die 50 dae wat jy gepraat het wat baie duidelik in die Engels na vore kom om vir ons te herinner dis 50 dae na die kruisiging wat die uitstorting van die Heilige Gees gebeur. En dis waar Pentecostal of Pentecost vandaan kom. Ja, dis reg, maar interessant na Paasfees want Pentekos is 50 dae na Paasfees. Uh nou hoe en wanneer is die tweede Paasfees? Hoe werk dit? Is dit op 'n ander datum? Is dit heeltemal 'n volgende Paasfees of wat is dit? Nou luisteraars, soos julle weet, veral vir die Jode was dit baie belangrik. God het met hulle gepraat en gesê julle moet rein wees, julle moet jouself reinig maak. Nou soos ons ook altyd veral in die ou dae gesê het voor nagmaal moet ons onsself reinig. Ons moet reg maak vir die nagmaal. So moes hulle ook dan regmaak, hulle self skoon maak, reinig vir die Paasfees. Nou mens moet jouself jou gedagtes rein maak, nê? Nee? Hulle moet dan jy moet jou sonde uit jou lewe verwyder en hulle het dan die suurdeeg fisies verwyder uit hulle huise ook as 'n simboliese teken dat hulle die sonde verwyder. Uh en hulle moes gereed wees. Maar daar's 'n paar dinge wat mense ongereed gemaak het, onrein gemaak het. So die een daarvan is as jy aan 'n lijk geraak het, dan is jy onrein want 'n lijk is onrein. Ander interessante ding is ook vrouens wat kinders gekry het, was onrein vir 'n tyd gewees. En so was daar redes hoe mense dan onrein was teen die tyd wat die Paasfees gevier word. En nou is die vraag, mag hulle dan daai jaar nie Paasfees vier nie? Of mag hulle? Nou, dit lyk my hierdie probleem het ook opgekom toe die Israeliete getrek het deur die woestyn. Onthou net, die Israeliete was in Egipte, hulle het die eerste Paasfees gevier. 50 dae later het hulle by die berg Sinai gekom en hulle het nog getrek vir 40 jaar deur die woestyn. En op hierdie reis van hulle het hierdie probleem na vore gekom. So, blaai saam met my na die eerste nou die bespreking van hierdie Paasfees in Numeri 9. Maar wat interessant is, net so terwyl van die agtergrond onthou, wanneer was Paasfees normaalweg?
Dit was die eerste maand, nie die maand Nisan. Op die 14de van die eerste maand was gewoonlik die datum van Paasfees. So onthou dit, die 14de van die eerste maand, die maand Nisan, was Paasfees gewees. Nou dit is die agtergrond waarteen ons dan hierdie Numeri 9 gaan lees wat oor die tweede Paasfees praat. Willem, blaai asseblief saam met my na Numeri 9. Ek vra dat jy die eerste 5 versies sal lees, want die eerste 5 versies dan gaan dan doodgewoon oor Paasfees. Numeri 9. Onthou, die mense was op reis in die Sinai-woestyn op pad na land Kanaan toe. Dit is deel van daai 40 jaar tydperk. Dis so omtrent die tweede jaar nadat hulle nou al van Egipte af weggetrek het wat hierdie probleem na vore gekom het. So lees asseblief vir ons Numeri 9 van vers 1 tot 5. Die Here het met Moses gepraat. Dit was in die Sinai woestyn die eerste maand van die tweede jaar na die uittog uit Egipte. Hy het vir hom gesê: op die vasgestelde tyd, teen sonsondergang op die 14de dag van hierdie maand, moet die Israeliete die Paasfees vier. Hulle moet dit doen op die vasgestelde tyd volgens die voorskrifte en bepalings wat daarvoor geld. Moses het die Israeliete toe opdrag gegee om die Paasfees te vier. Hulle het dit gedoen in die Sinai woestyn teen sonsondergang op die 14de dag van die eerste maand, presies soos die Here vir Moses beveel het. Ja, So dis het die Israeliete gedoen. dankie, ek sies ek het dit nie gesien nie. So dis presies wat ek gesê het, nee, op die 14de dag van die eerste maand, presies soos die Here vir hulle gesê het, het hulle nou normaalweg die Paasfees gevier. Maar nou in vers 6 kom hierdie probleem na vore. Ek gaan van ons lees van vers 6 af, Numeri 9 van vers 6 af. Maar daar was persone wat die Paasfees nie op daardie dag kon vier nie, omdat hulle aan 'n lijk geraak het en dis onrein was. Hierdie manne het dieselfde dag nog na Moses en Aaron toe gekom en vir hulle gesê: Ons is onrein, want ons het aan 'n lijk geraak. Maar waarom word ons daarvan weerhou om op die bestemde tyd saam met die ander Israeliete 'n offergawe aan die Here te bring? Moses het toe vir hulle gesê: Wag tot ek verneem het wat die Here oor julle beveel. Die Here het toe vir Moses gesê: Praat met die Israeliete en sê vir hulle: As een van julle of julle nakommelinge deur 'n lijk onrein is of op 'n ver reis is, mag hy nogtans die Paasfees van die Here vier. Maar dan moet hulle dit in die tweede maand, op die 14de van die maand, teen sonsondergang vier. Hulle moet die paaslam eet, saam met die ongesuurde brood en bitterkruie. Hulle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie, en hulle mag ook geen been van 'n lam breek nie. Hulle moet die Paasfees stiptelik volgens al sy voorskrifte vier. Nou ja, interessant. Hierdie laaste paar woorde wat ek gelees het, is letterlik na die voorskrifte wat presies gepas het op die voorskrifte van die gewone Paasfees. Ongesuurde brood, paaslam, die lam se bene mag nie gebreek word nie, nee. Ons weet dit verwys na Jesus, en al hierdie voorskrifte moet hulle presies nakom. Maar hulle moet dit 'n maand. Ek het nou video's geluister en die video's, die mense sê ja, hulle 30 dae later het geëet. Willem, ek dink nie ek stem saam daarmee dat dit 30 dae later was nie. Want hierdie mense se maande, die Jode se maande was maande, né? So dis 28 dae later. So op dieselfde datum, presies 'n maand later, maar is 'n maand. Dis nie 'n kalendermaand soos ons dit ken nie. So 28 dae later, op die tweede maand se 14de van die maand, moes hulle dan die herhaling van die Paasfees vier. Dis nie asof daar nou elke jaar 2 Paasfeeste is nie. Dit is nou vir die mense wat onrein geraak het. Hulle het nou 'n tweede kans. Ek wil amper sê om die eerste Paasfees te vier. So dit is waaroor dit hier gaan. Jy weet as dit so beskryf word, dan besef jy dat die Here 'n genadige God is wat ook vir mense 'n tweede kans wil gee. En dat dit vir hom belangriker is dat jy dit doen as die tyd wat dit op laat hy die geleentheid vir die mense gee om Ja. ook hierdie ritueel te mag
doen elke jaar. Al het hy die eerste een dan weens omstandighede gemis. Maar dit is vir die Here belangrik dat mense ons ook rituele moet nakom, want dis nie vir hom belangrik nie. Ek bedoel die Here word nie sterker of groter of ryker as ons iets doen nie. Hy het niks van ons nodig nie. Maar ons word daardeur, en net soos die Jode, daardeur geestelik gestimuleer en Versterk, aangemoedig ja. om die Here te dien. Ja, 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 baie dankie. Ja, dit is eintlik die subtitel van my praatjie, die tweede Paasfees of 'n tweede kans. Dis letterlik waaroor dit gaan. En as mens dan bietjie lees oor die tweede Paasfees, dan sien ons dat almal dit eintlik bevestig. Dis letterlik 'n tweede kans. Want hierdie ouens kon nie hulle saak met die Here regmaak nie, maar nou het hulle 'n maand later, 28 dae later, het hulle 'n tweede kans gekry. Maar dit is baie interessant. Hierdie mense het na Moses en na Aaron gekom en gesê in vers 7, ons is onrein want ons het in 'n lijk geraak. Mag ons nou nie saam met die ander dit vier nie. En dan gaan praat hy met die Here en die Here sê vir Moses eintlik iets anders. Die Here sê in vers 9, praat met die Israeliete en sê vir hulle: as een van julle of julle nakommelinge, so hy brei dit uit, julle of julle nakommelinge deur 'n lijk onrein is en dan word daar bygesit of op 'n ver reis is, mag hy nogtans die Paasfees van die Here vier. So die Here het 'n addisionele uitsluiting bygesit. Ook ouens wat nou toevallig op 'n lang reis was en nie by Jerusalem kon uitkom of by die tempel tabernakel kon uitkom nie, hulle het ook 'n tweede kans. Dis nie net as jy onrein is nie, maar ook as daar ander omstandighede is wat gemaak het dat jy nie reg is of daar is vir die Paasfees nie. So dit was vir my interessant om hierdie ekstra stukkie inligting ook raak te lees. Ek wil eintlik sê dit bevestig eintlik wat ons nou nog gesê het. Jy weet, hierdie ekstra stuk tegemoetkoming van die Here, ook as jy Ja. op ver reis is. Maar aan die ander kant is dit baie duidelik hierdie twee uit 'n 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 wettige uitsondering maak jou geregtig om dit tweede paas of die tweede paasfees te vier. Ja. Maar aan die ander kant is dit tog duidelik dat dit nie net sommer liekraak vir enige klein redetjie uitgestel mag word nie, maar vir spesifieke groot omstandighede wat eintlik buite jou bereik is. Ja, buite jou Ag, buite beheer is, jou ja. beheer is. Ja. Ja, 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 dit is reg. Goed, 'n ander interessante ding wat ek nou raak gelees het. Ek weet nie, luister, hoe voel jy nie? Willem, hoe voel jy? Maar as ons gewoonlik oor die Paasfees praat, miskien moet ek sê, as ek oor die Paasfees praat, dan dink ek altyd oor wat ek nou gaan kry. Ek kan nie Paasfees gaan en ek kry iets by die Here nie. Ek dis in my kop hoe dit werk. Ek gaan Paasfees toe want ek neem deel aan Paasfees en ek kry iets van die Here. Maar hierdie mense het iets anders gesê. Hulle sê daar in vers 7. Hulle sê ons is onrein want ons het in lijk geraak. Maar waarom word ons daarvan weerhou om op die bestemde tyd saam met die ander Israeliete 'n offergawe aan die Here te bring? En dit het meer as een keer na vore gekom, ook in die vorige beskrywing. Vir die deursnee Israeliet was dit 'n offer wat hulle aan die Here gebring het. So hierdie ouens wou graag iets aan die Here gaan offer. Hulle wou en daai offer is natuurlik, soos ons weet, is die paaslam wat eintlik geslag is, sy lewe gegee het in die plek van jou lewe. So hulle wou iets aan die Here gee. Hulle wou hulle self aan die Here oorgee deur hierdie paaslam vir die Here te gee. So dis interessant. Hulle het 'n ander fokus aanslag op die Paasfees. Hulle wil graag vir die Here gaan offer. En nou voel hulle sleg dat hulle die kans om aan die Here 'n paaslam te gee gemis het. En dit voel vir my amper dis ander kant om as wat ons ervaar. Ek weet nie Willem stem jy saam met my ervaring van die Paasfees? 100% really ek dink hierdie hierdie fokus wat jy nou uitgelig het is kom ek vat gou 'n voorbeeld en sê ons leer dat ons na erediens toe gaan, as ons sonnaandoggend kerk toe gaan.
En dan kom ons terug en dan sê ons, maar ek het vanmôre niks gekry by die kerk nie. Maar ons gaan na erediens toe en die erediens beteken daar dis 'n diens tot eer van die Here en 'n diens tot eer van die Here en jou naaste. So ek moet gaan en diens lewer tot eer van iemand. En dan kom ek terug en ek sê ek het niks gekry nie. Ek gaan nie om te kry nie. Ek gaan om om te te gee. gee. Ek moet eintlik Ja. moeg wees as ek terugkom. Ek moet nie sê ek het in die slaap geraak nie. Ek moet moeg wees as ek terugkom want ek moet aan die Here dit wat hier staan, 'n offer bring. Ek moet iets opoffer ter wille van die Here en ter wille van my naaste. As ek nou enige ek dink ook in gebed. Ek het dit al gesê. Offer, gebed is 'n offer. As ons bid, dan is dit nie natuurlik moet ons vra wat ons nodig het, maar in die eerste plek is dit Here, wat wil U van my hê? Nie wat ek is nie Wat ek daar kon kry nie, ja. want as ek in aanbidding gaan na iemand toe, na die Here toe, dan gaan jy met 'n offergawe. Jy gaan met 'n persent. Jy wil die ander een se guns wen want jy's in aanbidding. Jy gaan nie so na iemand wat hoog en groot en belangrik is wat jy bewonder en sê wat gaan jy vir my gee nie. Nee, jy gaan soontoe met 'n geskenk. En ek dink dit 100% die klim reg. Hierdie Israeliete het hier vir ons 'n goeie les uh vanmôre. Ja, ja, dit was vir my baie interessant dat die skrif nou vir my lewend geword het op daai spesifieke puntjie en dit het my ook iets geleer. Ja. Nou die vraag is, hoekom het hierdie mense nou in 'n lijk gevat? Het hulle nie geweet daardie tyd moet hulle nie in 'n lijk vat nie? Ek wil sê hoekom vat mense in 'n lijk, Willem? Luisteraar, miskien omdat daar iemand dood is in jou familie. Maar hier Ja. was 'n ander interessante agtergrond gebeurtenis wat ons miskien in gedagte moet hou en dit was so nou vir my baie interessant. Willem, kan jy vir ons Hebreërs 11 vers 22 lees? Hebreërs in die Nuwe Testament 11 vers 22. Onthou in Hebreërs 11 gaan dit oor al hierdie gelowiges wat hulle alles gedoen het, oor Abraham, oor Isak, oor Jakob en almal. Lees asseblief vir ons Hebreërs 11 vers 22. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Nou, watse opdrag het hy gegee in verband met sy liggaam? Kan jy onthou? Ja, ek kan onthou hy het gesê hulle moet sy liggaam saamvat want hy is mos daar begrawe Ja, ja, en nou gaan hulle trek na die ja. beloofde land toe. Nou ek dink hy het dalk besef dit sy liggaam gaan al heeltemal afgetakel wees. So dit net sy beenderre oorbly. So luister gou saam met my. Wat sê Genesis 50 vers 24 tot 26. Dis letterlik die laaste 3 versies van die boek Genesis waar Josef dan gepraat het, né? Onthou Josef was die seun van Jakob wat gegaan het en die Israeliete gehelp het dat hulle nie doodgaan van hongersnood nie, maar dat die Israeliete daarna baie jare daar gebly, 400 jaar. So teen daai tyd was hy al lankal dood en sy liggaam was al lankal begrawe of gebalsem sal ons nou sien. Maar hy wou gehad het dat sy liggaam teruggeneem moet word na die land, die beloofde land, want hy het geweet die Here het aan hulle 'n land beloof. So kom ons lees dan Genesis 50 van vers 24 tot 26 oor wat Josef gesê het. Josef het vir sy broers gesê: "Ek gaan sterf, maar God sal beslis aan julle aandag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob." Josef het toe die Israeliete 'n eed laat aflê met die woorde: "God sal beslis aan julle aandag gee. Neem dan my beendere hiervandaan saam." Josef het gesterf toe hy 110 jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en in Egipte in 'n kus geplaas. So ja, so dit was Josef se laaste woorde en dan wat daar gebeur het. Hy is dood, hulle het hom gebalsem en hulle het hom in 'n kus geplaas.
En hulle het letterlik gedoen wat in vers 25 staan. Hulle het sy beendere saamgedra. Nou dit is nou maar my moontlike verstaan van die teks wat ons nou gelees het daar in Numeri waar die mense sê hulle is onrein omdat hulle hulle lijk geraak het. Nou vra ek myself af, hoekom moes hulle aan 'n lijk raak? Maar iemand moes seker daai bene dra, Willem. En ek dink Hmm. daai ouens wat daai beendere, daai boksie gedra het, hulle was onrein geweest. Hoe klink dit vir jou vir 'n moontlike verklaring van hoekom daai mense spesifiek dan op Paastyd aan 'n lijk geraak het? Ja, hulle het eintlik 'n permanente werk gehad en hulle moes sorg dat hulle rein kom om daarvan afstand te doen. Maar natuurlik kon daar ander mense wees wat mense moes hanteer wat werklik Gestraf. gesterf het, Ja, dood gegaan dit, het. dit is so, ja. Ja. Ja, dit is so dat die mens daar het nie iemand gesterf, maar dit was ook tog iets wat 'n moontlikheid is want hierdie beendere van Josef moes al die tyd saamgedra word vir daardie 40 jaar totdat hulle dan op die ou end in Kanaan aangekom het. So dit was eintlik 'n permanente werk vir 'n paar van hulle. Ja. Ja. Goed, luisteraars, kom ons stap aan. Ek praat baie, maar hierdie Paasfees, die tweede Paasfees, mens lees baie min daarvan, maar mens lees tog ook van die Paasfees en die tweede Paasfees onder koning Hizkia in 2 Korintiërs 30. 2 Korintiërs 30 Veronica. Kronieke, ekskuus, in die Ou Testament, 2 Ja. Kronieke 30. Mm. Lees mens van die koning Hizkia hoe hy nou gepraat het oor die Paasfees. En in daardie tyd van Kronieke was die volk baie ontrou geweest. En hulle het nie meer mooi gedoen wat die Here sê nie. En God het selfs die Assiriërs gestuur om hulle aan te val. En die noordelike ryk, die noordelike deel van die Israeliete het eintlik glad nie meer Jerusalem toe gekom om die Here te dien nie. Nou kom ons lees hierdie agtergrondsgedeeltes. Willem, sal jy vir ons dan 2 Kronieke 30 lees van vers 1 tot vers 4? 2 Kronieke 30 1 tot 4. Hizkia het boodskappe na die hele Israel en Juda gestuur en selfs briewe geskryf aan Efraim en Manasse om na die huis van die Here in Jerusalem te kom, om die Pasga van die Here, die God van Israel, te vier. Die koning, sy hoë amptenare en die hele geloofsgemeenskap het in Jerusalem ooreengekom om die Pasga in die tweede maand te vier, want hulle kon dit nie op die regte tyd vier nie, omdat nie genoeg priesters hulle self gereinig het nie. En die volk het nie in Jerusalem en die volk nie in Jerusalem by mekaar was nie. Dit was reg in die oë van die koning en die hele geloofsgemeenskap. Ek beklemtoon net hierdie vers wat jy eintlik seker wil op klem lê. Die koning en sy hoë amptenare en die hele geloofsgemeenskap het in Jerusalem ooreengekom om die Pasga in die tweede maand te vier, want hulle kon dit nie op die regte tyd vier nie. Ja, dan word dit die eerste maand was die regte tyd, maar nou het hierdie ouens besluit, daar was nou te min mense bymekaar gewees, te min priesters, te min mense in totaal dat hulle die Paasfees kon vier in Jerusalem. So kom ons maak dan 'n nuwe reëling en ons vier dit op die tweede Paasfees se datum. Uh dis dat dan wat koning Hizkia sê. Goed, dan gaan ek nou 'n bietjie verder lees. Nou soos ek gesê het, onthou, die koning van Assirië het hulle ingeval. En die noordelike volk die deel van die volk, die noordelike stamme, hulle het nie meer 'n goeie verhouding gehad met die suidelike groep nie, met Juda se groep nie. En hulle het ook nie maklik na Jerusalem toe gekom nie. Maar omdat daar so min mense was wat getrou was, het koning Hizkia gesê, kom ons nooi daardie mense ook. So dit is eintlik vir my 'n baie mooi versterking van die tema wat ons net nou gesê het, 'n tweede kans. So kom ons kyk hoe gee Hizkia, koning Hizkia dan vir die noordelike mense 'n tweede kans. Ek lees 2 Kronieke 30 van vers 5 af. Hulle het besluit om 'n boodskap dwars deur die hele Israel te stuur van Berseba tot Dan. Nou Berseba is in die suide, Dan is reg in die noorde, so vir die hele land. Om die Pasga van die Here, die God van Israel, te kom vier in Jerusalem. Want hulle het dit voorheen nie as 'n menigte, as 'n volk gevier soos dit voorgeskryf was nie.
Hardlopers het met die briewe van die koning en sy amptenare deur die hele Israel en Juda gegaan om op bevel van die koning te sê: Israeliete, keer terug na die Here, die God van Abraham, Isak en Israel, sodat hy kan terugkeer na die wat oorgebly het, wat vir julle ontkom het uit die greep van die konings van Assirië. Moenie soos julle voorvaders en julle stamgenote wees wat ontrou was aan die Here, die God van hulle voorvaders nie, met die gevolg dat hy hulle toe 'n verskrikking gemaak het, soos julle self sien. Ja. So die mense is ontrou en die koning van Assirië het gekom en hulle aangeval en hulle weggevoer in ballingskap en al hierdie probleme wat hulle gehad het. En nou sê koning Hizkia, die hele paar wat ontkom het, wat kon wegvlug, wat nie weggevoer is nie, julle wat agtergebly het in Israel, kom nou Jerusalem toe, dat ons saam in vrede voor die Here kan vergader en die Pasga vier, die Paasfees vier. Uh, en omdat die eerste Paasfees nou al reeds geflop het, sê hy toe, kom ons vier dit dan op die tweede Paasfees se datum, nê. Laat kom ons kom ooreen in Jerusalem om die Pasga op die tweede maand te vier. Soos hy seker dan self geweet het dat dit moontlik was om te doen. So liewerster op 'n ander datum is glad nie. Ja. Ja, dis nie tyd so belangrik as om hierdie ritueel na te kom nie. Ja, ja, die viering van die Here se genade te vier nie, saam te vier nie. En dit het nie gewerk die eerste keer nie. So hier is nou baie mooi weer 'n tweede kans. En die tweede Mm. kans word dan nie net vir die mense van die volk, die stamme van Juda gegee nie, maar die tweede kans word uitgebrei. Hulle stuur boodskappers, hardlopers om tot in die noorde van die land rond te hardloop en mense te gaan nooi om Jerusalem toe te kom, sodat hulle hierdie tweede kans kan gebruik om vrede te maak met die Here en met mekaar. So baie duidelik, Rulie, as jy praat oor volgende die tweede Paasfees, dan is dit dieselfde ritueel wat ek wil noem, maar dit is 'n ander tyd en dit word spesifiek gegee, nie net sommer die kraak vir enigiemand nie, maar iemand wat 'n wettige rede het, moet dit liewer op 'n ander tyd vier as om dit glad nie te vier nie. Ja, ja. En dit lyk amper vir my of hierdie rede baie wyd oopgemaak is want hierdie ouens was half net ontrou geweest en selfs hulle is deur Hizkia, deur met God het deur middel van Hizkia vir hulle genooi na 'n tweede kans toe. Luisteraars, ek wil afsluit en sê God gee vir jou 'n tweede kans, vir my 'n tweede kans. Gebruik ons die tweede kans. Ja, ons het nou Paasfees gevier al goeie 50 dae gelede, meer is dit. Ons het Pinkster gevier waar ons gesien het die Here gee weer sy gees aan ons. Uh Lei die gees van die Here jou om getrou te wees en as jy nie getrou is nie, hier is ver oggend 'n tweede kans dat jy kan terugkom na die Here toe. En miskien as ons dan so praat, veral ek wat nou so baie uit die Ou Testament uit alles vandeer, dan dink jy miskien dis maar net vir die Jode. Maar die tweede Paasfees, die tweede kans is nie net vir die Jode nie. Want op Pinkster het die Here die Gees gegee aan baie nie-Jode om in baie nie-Joodse tale te praat. Om so duidelik te maak, hierdie kans is vir almal, nie net vir Jode nie, maar vir almal wat daar ver is. Dit staan spesifiek so vir al die tale van die wêreld wat, wat daar in Jerusalem teenwoordig was op daardie stadium. Dankie Willem, dankie luisteraars. Dan sluit ek dan daarmee af en sê mag die Here jou lei deur sy gees dat jy ook 'n tweede kans neem om weer voor die Here te kom, jou offer aan hom te gee en sy vergifnis te kan kry. Dankie. Seën vir jou. Ja, baie dankie Rulie en dankie dat jy ook beklemtoon dat jy weet die noodsaaklikheid om die geleentheid te gebruik wat die Here vir ons gee, maar om dit glad nie te laat verbygaan nie.
As iemand dalk met jou woordjie wil wissel, gee gerus 'n kontaknommer. Ja, my nommer is 074 419 8353. Ek sal graag wil hoor as jy iets meer van die feeste weet en vir my wil vertel, sal ek bly wees. Of as jy 'n vraag het oor die feeste, oor die Ou Testament, Nuwe Testament koneksie, vra my, dan kyk ek of ons daaroor ook bietjie meer kan leer en meer kan weet om so die Here se woord beter te kan ken. Ja, soos ek al gesê het, dis elke keer vir my 'n baie lekker studie om myself te dwing om die skrif te bestudeer en te sien hoe wonderlik is hierdie Ou Testament en Nuwe Testament vervleg. Hoe sterk is die Nuwe Testament gefundeer in die Ou Testament. Mag jy ook hierdie groeiende kennis en ervaring van die skrif as 'n totale skrif ervaar. Baie dankie Rulie, tot 'n volgende keer. Dankie, seën vir almal. Goed gaan. Totsiens.